Hartlik welkom sê ook aan die gaste dan vanmôre hier, dan ook weer die wonderlike geleentheid wat ons het as gemeente om ook dan deel te mag neem aan die doop vanmôre. Ons teksgedeelte vanmôre gaan wees uit Handelinge hoofstuk 2 uit. Handelinge hoofstuk 2 van vers 37 tot 47 met die tema gedoop tot insluiting by Christus se kerk. Gedoop tot insluiting by Christus se kerk. Kom ons maak oop by Gesang 9, dan gaan ons daarmee afsluit. Ons voorsang, ons doen dit staande. Gesang 9 sing ons vers 1 en vers 2. Gesang 9 sing ons vers 1 en vers 2 as afsluiting. En dan na die fotum en die seëngroet hou ons vinger by Psalm 105. Psalm 105, en daar gaan ons dan sing vers 1 en vers 5 as lofgesang op antwoord wat die Here dan ook vir ons in sy seëngroet gee. Psalm 105 vers 1 en vers 5. Nou eers Gesang 9 vers 1 en vers 2. Openbaring 21 vers 3 sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Geliefdes, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, kom ons luister vanmôre weer aandagtig saam na die wet van die Here soos wat dit vir ons saamvat in Markus hoofstuk 12 van vers 28 tot 31. Mag ons ook nie die wet gebruik om onsself daarin te probeer regverdig nie, maar mag ons die wet aanhoor om uiteindelik ook by 'n eerlike skuldbelydenis uit te kom voor die Here. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: "Wat is die eerste gebod van almal?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie." Nou geliefdes, ons weet hoe skuldig ons voor die wet van die Here staan. Kom ons blaai na Gesang 68. Gesang 68, en dan doen ons ook deur hierdie lied opreg ons belydenis voor die Here met vers 1, 3 en 4. Gesang 68, vers 1, 3 en 4. Ons doen dit staande. Geliefdes, na aanhoor van die wet, en ook daarin waar ons die geleentheid dan gekry het om ook dan ons skuld voor die Here te mag bely, kom dan ook die genade verkondiging met die vermaning. Soos Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En daarom vanuit die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord die vergifnis van sonde aan elkeen wat met 'n ware berou in die hart van wie sy sonde, belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in die Here Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank as wat hy in die sonde bly lewe van ongeloof in die Here Jesus Christus se werk vir ons. Ons het 'n geloofsbelydenis as kerk en wat ook saamstem met die kerk van alle eeue, die 12 artikels. Ek gaan vir u voor en ons doen dan ook ons belydenis as kerk vanmôre hier versamel. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord as voorbereiding ook op ons harte met Gesang 75 vir dit wat die Here vir ons gewerk het deur sy seun. Kom ons sing daar vers 1, 2 en 3 van Gesang 75. Geliefdes, kom ons maak die woord van die Here oop vanmôre by Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2. Ons gaan lees van vers 37 tot vers 47. Terwyl ons met die woord van die Here ook dan oop is, kom ons verenig in gebed. Ons groot en almagtige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wanneer ons vanmôre ook so by mekaar is, as kerk ook hier so versamel, Here, dan kom ons voor U staan binne die verbond, binne die genade, binne die versoening wat U vir ons bewerk. Want hoe anders, Here, kan ons voor U kom verskyn? Die versoening deur die bloed van U Seun Jesus Christus. Here, waaraan elkeen van ons ook deel gekry het, toe U vir ons die doop bedien het. Here, waar ons hierdie wonderlike voorreg het vanmôre om ook opnuut hieraan herinner te word van hierdie grootheid en hierdie almag wat U vir ons werk deur hierdie sakrament, om vir ons voor U te kom laat staan, voor U te kom laat verskyn. Mag ons harte dit nie verag nie.
mag ons harte nie daarteen stry nie. Maar Here, mag ons dit ook so ontvang as woord van God, wat hierdie hart van ons, Here, ook weer wil ophef opnuut na U toe as die genadige, barmhartige God en Vader, wat deur U Seun vir ons kom intree met 'n onuitspreeklike liefde van selfopoffering en vergifnis tot ons heil, tot ons redding. En vir die Heilige Gees, wat vir ons in ons harte ook so aangryp, om vir ons te leer uit die woord, uit wat al hierdie dinge beteken. So kom staan ons voor U vanmôre, en so bid ons, Here, as gemeente voor U aangesig. Wees ons barmhartig en genadig, dat wanneer ons ook vanmôre weer uit die woord uit leer, dat ons inderdaad die Heilige Gees ook weer opnuut sal besef, wat beteken ons doop. Hemelse Vader, laat U naam geheilig word, en laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde. Laat dit inderdaad so wees in ons harte, en ook wanneer ons hier uitgaan, en wanneer ons ook hier weggaan, dat dit nie iets sal wees wat ons hier agterlaat nie, maar dat die woord ook sal uitleef daar buite. Ons is gedoop in die verbond. Ons het die geleentheid om te leer van U. Help vir ons hierin. Open ons harte en ons verstande, want die diensknegt en die diensmaagd die wil luister. En ons bid dit alleen in die naam van U Seun Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, die Koning van die eeue, Koning van sy kerk. Amen. Handelinge 2 vanaf vers 37. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het vanoggend die voorreg in hierdie erediens om dan ook die doop mee te maak. En omdat ons hierdie doop mag meemaak as lede van God se algemene Christelike kerk, moet ons let op die fondament, die basiese beginsel waarop elke plaaslike kerk
wat sigbaarheid gee aan hierdie algemene Christelike kerk, moet staan. Die doop is belangrik in hierdie grondbeginsel. Die opening of die opneming van lidmaat in die algemene Christelike kerk geskied deur die doop, wat in elke plaaslike kerk uitgevoer moet word. Handelinge 2 vers 4, die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring, bygevoeg tot die kerk van die Here Jesus Christus. Opname tot die kerk staan op 'n baie belangrike geloofsbegronding. Vers 38 stel hierdie begronding so vir ons uitgedruk: julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. Dis 'n doopsbegronding. Dit is die rede vir die kerk op aarde. Matteus 28 vers 19 gee vir ons die doopformulier, nie die doopbegronding nie. Hierdie gee vir ons die doopbegronding, die fondament. Maar Matteus 28 vers 19 gee vir ons die doopsformulier. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die formulier. Vers 38 is die begronding vir lidmaatskap in die kerk. Jy moet glo in Jesus Christus tot versoening van jou sonde. Hierin moet jy gedoop raak. Geloof dat vergifnis slegs moontlik is in die naam van Jesus Christus, is die fondament. Gedoop daarom tot insluiting by Christus se kerk. Nou geliefdes, hierdie hele gedagte baie groot betekenis in hierdie gedeelte van Handelinge hoofstuk 2 vir die volwasse Jode met wie Petrus hiermee praat in hierdie prediking. Nou vooraf hierdie gedeelte in hoofstuk 2, voordat ons kom by vers 37, is Petrus besig om met hierdie Jode te praat en vir hulle te preek oor wat het gebeur by die uitstorting van die Heilige Gees. Hy het vir die Jode verduidelik dat hulle is deel van die wat Christus Jesus gekruisig het. En vir die wat verstaan wat Petrus sê oor wie die Here Jesus Christus is vooraf, was dit 'n groot skok wie hulle gekruisig het. Dat hulle deel is van die mense dood. En daarom begin vers 37 met hierdie woorde: toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Die doop het hulle nie getref in die hart nie. Wat hulle gedoen het om die Here Jesus te kruisig en toe gehoor het wie hy is, het hulle diep in die hart getref toe Petrus het vir hulle verduidelik. Die woordjie getref in die Grieks is baie meer as wat ons dink as 'n aanvoeling miskien. Die woord getref beteken om deursteek te word. Iets wat jou hart deursteek. Toe hulle die waarheid van die Here Jesus Christus hoor en besef hulle is deelagtig aan sy dood, was dit 'n dolk deur hulle harte. Diep getref. Geliefdes, dit is hoe wedergeboorte en bekering lyk. Diep getref. Deursteek, verwond, 'n besnyde hart.
Die hart word geraak deur die hoor van die prediking en diep getref van hierdie ontsettende waarheid. En die aanvaarding van hierdie waarheid werk hierdie bekering. Deur die Gees wat dit vir jou oopbreek in jou hart om dit raak te sien. En dan, om gehoorsaam te kan deel wees van hierdie waarheid, moet ons gedoop word in die dood van Jesus Christus. Waar ons hom dood gemaak het, moet die Jode nou hoor, ons moet gedoop word in sy dood. Tot die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Soos Romeine 6 vers 4 verduidelik. Die Jode wat Christus se dood tot gevolg gehad het, moes hulle bekeer en laat doop in die naam van die een wat hulle vermoor het, Jesus Christus. Dis die betekenis van Handelinge 2 vir daardie Jode. Want dit is die enigste weg tot die vergifnis van hulle sonde. Tog hierdie belofte waarop die kerk begrond is, die dood van Jesus Christus, geld nie net vir daardie Jode nie, maar sê vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Dit sluit hulle kinders in. Geliefdes, in die Ou Testament was die kind ingesluit in die verbond, deurdat die kind besny moes word. In die Nuwe Testament word ons ingesluit in die verbond deur die doop. Die doop is in die plek van die besnydenis as 'n verbondsteken. Albei, die besnydenis en die doop, beteken dat ons sondes slegs vergewe kan word deur bloedvergieting. In die Ou Testament, die bloedvergieting by die besnydenis was die simbool daarvan, die tekening daarvan. In die Nuwe Testament, die dood van Jesus Christus, sy bloed, sluit ons in. Daarom kan ons nie meer bloed gebruik in die Nuwe Testament nie. Christus beveel ons om nou water te gebruik. Hoe kan ons tog sy dood herhaal? Hoe kan ons tog bloed wil gebruik by die doop vandag? Water as teken dat Christus se bloed klaar en volledig en genoegsaam gestort is vir ons insluiting by die verbond. Kolossense 2 vers 11 is die doop 'n besnydenis wat nie met hande verrig word. Dit bring die doop en die besnydenis by mekaar uit. Dieselfde betekenis, dieselfde inhoud, met twee tekens, want Christus het kom sterf. Hy is die versoening. As ons nou nog besny het om mense in te sluit in die genadeverbond, sal ons daardeur moet ontken dat Christus gesterf het en dat Christus sy bloed vir ons gestort het. Die doop as die teken dien daarom ook vir ons almal wat die doop aanskou tot 'n diep geloofsversterking. Die besnydenis en die doop se inhoud en betekenis bly dieselfde en eis dieselfde. Want hier kom ook 'n eis wanneer die doop toegepas word. Dat ons moet bekeer. Al was die Jode besny, met die Petrus daar gepraat het, moet hulle bekeer.
Deur die doop word ons, en ook Carolina vandag, ingesluit in die genadeverbond van God. En dan omdat sy deur die doop ingesluit word by die genadeverbond, impliseer dit tog dat sy ook ingesluit word by God se Nuwe Testament verbondsvolk, die algemene Christelike kerk deur alle eeue. Geliefdes, Petrus gaan voort in vers 40. En met baie woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Dit maak 'n onderskeid, die verbond maak die onderskeid tussen die kinders wat in die verbond ingesluit is en die kinders wat uitgesluit is, die wêreld daar buite. Terwyl die doop die insluiting by die kerk is, beteken die doop nog nie outomaties ewige redding nie. Nie almal wat ingesluit was in die Ou Testament verbond deur die besnydenis en gevolglik in die Nuwe Testament verbond die doop word gered nie. Let op, Petrus praat met Jode wat almal besny is in die Ou Testament en tog gee hulle nie ag almal nie op dit wat hy vir hulle daar leer nie. Let op, Judas Iskariot was gedoop, tog is hy nie gered nie. Ingesluit by die verbond impliseer nie outomatiese redding nie. Ons lees in vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. Dit beteken, daar is die wat nie die woord met blydskap aangeneem het nie, want die verdrukking vir Petrus en die res van die kerk volg na Handelinge hoofstuk 2, deur Jode wat dan uiteindelik die kerk die weg van Christus sal vervolg. Die doop is nie die teken tot redding nie, maar die teken tot insluiting by die verbond, by die kerk. Vers 38, bekeer julle en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die aanroeping van sy naam, Jesus Christus, beteken aanvaarding van hom as my meester, as my Here. Vergewing van sondes bewerk die redding. Nie die doop nie. Vergewing van sondes. Die doop as God se waarborg dat wie hom sal aanroep, sal hy red. Dis die kontrak, as jy wil, wat God vir jou gee. Eers deur die besnydenis, later deur die doop. Jy kan hy kontrak weggooi. Dit maak nie die kontrak ongeldig nie. Dit vat nie die krag van hy kontrak weg nie. God het dit gewaarborg. 'n kontrak wat vasgeslaan is aan 'n kruis, doodgemartel is vir jou sonde vergifnis. Dit gaan nooit weggaan nie. Dit staan vasgeskryf in die geskiedenis annales vir die wat nie die Bybel wil glo nie, maar die geskiedenis wil glo. Die kontrak gaan nie weg nie. Hy staan daar. In Jesus Christus alleen kry jy vergifnis van jou sonde. Die doop sluit jou in met die verbond. Die waarborg wat God vir jou gee. Geliefdes, vers 42 sê wat gebeur na die doop as insluiting by die verbondsgemeenskap. Wat het daar gebeur? En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap. Die verbondsinsluiting impliseer die insluiting by die gemeenskap van gelowiges. En die gehoorsame eis hieraan is dat ons moet leer van Christus. Ons moet inskakel by die gemeenskap van gelowiges. Ons moet nie die doop vir bygelowigheid gebruik nie.
maar ververantwoordelik. Die verbond eis en die verbond vervloek. Dit is nie 'n grap nie. Die Bybel is vol daarvan. Die verbond is 'n tweesnydende swaard. Vers 42. Ingesluit by die verbondsgemeenskap en die volharding in die leer en die volharding in die gemeenskap. Want die verbond eis geloof en betrokkenheid. Redding slegs deur geloof in Jesus Christus. Maar die verbond is 'n belofte van betrokkenheid daarbey. En hierdie mense hoor die evangelie en hierdie Jode antwoord met geloof. En dan wil hulle ook die doop tot die insluiting van hierdie waarborg ontvang. Hulle het eers gelowig geword en toelaat doop, want hulle was klaar volwassenes, klaar besnydenis. Dieselfde met Abraham. Abraham het eers die geloof ontvang en is op 80 eers besny. Hulle is volwassenes toe die doop vir hulle ingestel is. Maar as Petrus in vers 39 bekend maak, want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders, dan sluit dit die gelowige se kinders in om gedoop te word. Soos Abraham besny was en sy kinders moes doop in die geloof as verbondsouers. En so werk God die gemeenskap van gelowiges. Die hele huisgesin is ingesluit in hierdie verbondshuisgesin, in hierdie verbondsfamilie. Die doop sluit ons in, maar die redding kom deur die geloof. Kan nie die onderskeid maak? Kan nie die onderskeid maak? Dit kom deur die leer van die apostels, waarin ons moet volhard. Eenmaal gedoop beteken nie altyd gered nie. Eenmaal gedoop beteken ons het 'n verantwoordelikheid om te leer. Te leer. Geloof groei waar kennis en vertroue toeneem. Kennis en vertroue is geloof. Geloof in iets baie spesifieks, die verlossingswerk van Jesus Christus. Die verbondsouers het 'n grootse voorreg, maar ook 'n verbondsverpligting om hulle kind in te sluit by hierdie verbond in die geloofsgemeenskap. Maar ook om te leer en te onderrig. En hieraan gaan Martinus en Karlien ook vandag hulle gehoorsaamheid toon, om dan ook hulle baba tot doop te bring. Vir klein Karolien, ingesluit in die verbondsgemeenskap van God, ingesluit in die kerk. Hulle gaan ook beloof om vir klein Karolien self te leer en te onderrig aangaande hierdie verbond, wat dit beteken, sodat haar geloof ook eenmaal met die kennis van die Bybel en deur die inwerking van die Heilige Gees 'n vertroue sal werk wat sal groei en groei. God waarborg deur die geloof dat as jy leer van hom, gaan hy jou nie in die steek laat nie. Die doop waarborg dat God sulke gelowige ouers en kinders nie sal los as hulle vasgryp in die naam van Jesus Christus se versoening en verlossing. Ons het 'n sonde vergifnis. Ken ons dit? Leer ons dit vir ons kinders?
is die kerk. Ook ons as kerk, as 'n verbondsgemeenskap, lê hierdie verbondseis om hierdie ouers te help en by te staan, 'n taak ook op ons. Verbondsonderrig, opvoeding, om elke kindjie te leer van Jesus Christus, om elke volwassene konstant en aanhoudend te leer aangaande Jesus Christus en sy versoening. Want dis hoe die verbondsgemeenskap moet werk. Maar geliefdes, so maklik verval ons gemoed in 'n pessimisme, wanneer daar van ons verantwoordelikheid geëis word as kerk van die Here op hierdie aarde. Dankie vir die Heilige Gees. Mag ook ons as gemeenskap hierin groei, soos wat hierdie vroeë kerk gegroei het in Handelinge hoofstuk 2, soos ons lees van vers 43 tot 47, toegewyd om God te vrees, deur die Gees wat werk in die kerk, om die eenheid te behou, deur die gemeenskap van gelowiges op te pas. Die kerk is 'n instrument in God se hand, soos die Bybel 'n instrument is. 'n genademiddel. En niemand staan daarin onverantwoordelik nie. Om te volhard in die leer van die apostels wat leer aangaande die Here Jesus Christus en sy versoening. Mag ons gehoorsaam wees deur te luister na die inwerking van die Heilige Gees, wat ons geloof en ons gesindheid wil werk, en nie te stry voortdurend nie. In die gesindheid wat die Heilige Gees wil werk, sien ons ook in hierdie vroeë kerk, blydskap. Waar is die blydskap? Volharding. Waar is die volharding? Vrees vir God. Wie vrees vir God? 'n gemeenskaplike geloofseenheid. Eendragtige volharding, eenvoudigheid van hart lees ons hier. Dis nederigheid. Nederigheid voor mekaar. En dit alles in hierdie gesindheid om die eer van God bo alles te stel. Toe hierdie gesindheid uitgestraal is in die plaaslike kerk daar in Handelinge hoofstuk 2, het hulle in die guns geraak van die volk rondom hulle. Dit bedoel, die wat hulle na hulle gekyk het 'n respek vir hulle gekry. Omdat hulle met mekaar en voor God so opgetree het soos verbondsmense, verbondshuisgesinne. En dan sê vers 47, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Die wat gehoor het en diep getref is in die hart, toe hulle hoor wie Jesus Christus is, wat hulle gekruisig het. Amen. Geliefdes, ons gaan dan nou oor tot die bediening van die doop. Kom ons bid saam. Ons almagtige, ewige, barmhartige en troue bondsgod. Here, ons bid dat U hierdie kindjie, wat ook vanmôre hier ten doop gebring word, in U genade ook sal aansien. Ons dank U vir die belofte dat U ons en ons kinders deur die bloed van Jesus Christus, U seun, van al ons sondes reinig. Gee genadiglik dat ook Caroline, wat vandag deur die doop as 'n lidmaat van hierdie gemeente word, sal antwoord op die roepstem en uiteindelik ook sal begeer as kind van God om
omdat sy aangeneem is deur U. Gee dat sy ook daagliks vir U sal volg met 'n waaragtige geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, en U voortdurend uit dankbaarheid en met vreugde sal dien, sodat sy eendag sonder verskrikking ook voor die regterstoel van Christus kan gaan staan. Ons bid ook dat U die ouers genade en die krag sal gee om hierdie kind op te voed in die vrese van die Here, en ook 'n voorbeeld vir haar te mag wees. Ons almagtige Vader, ons Here Jesus Christus en Heilige Gees, aan U die enige en die waaragtige God, wil ons saam met hierdie doopouers en ook hierdie kindjie ons lof en ons aanbidding, ons eer en ons heerlikheid tot in alle ewigheid ook kom toebring. Dankie ook vir hierdie geleentheid. Ons vra en bid al hierdie dinge alleen in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Ons gee 'n doopseeltjie, en dan is daar ook in die Bybel 'n teksgedeelte ingeplaas, Romeine 10 van vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Net so, dan ons die kerk. Kom ons sing vir hulle saam. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.